Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie mooi Vrydagoggend. Ons is besig met Lukas 11 en gisteroggend het ons in vers 1 gehoor hoe die disipel vir Jesus vra om hulle te leer bid. En nou is ons by vers 2. Nou ek het gedink ons gaan letterlik vers vir vers stil staan by hierdie gebed wat Jesus leer. Kom ons lees eers vers 2. Hy het vir hulle gesê: wanneer julle bid, moet julle sê: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Wanneer ons die Ons Vader gebed hier in Lukas 11 lees en jy vergelyk dit met Matteus 6, dan gaan jy sien daar's verskil. Lukas is baie korter, maar wat dit vir ons nou maklik maak om dit vers vir vers deur te gaan. Sien, wanneer die disipels vir Jesus vra, leer ons bid, dan begin Jesus nie by 'n formule nie. Daar's nie een of ander sisteem van as jy nou so bid, dan gaan jou gebede verhoor word nie. Jesus begin om vir hulle te wys tot wie bid jy. Dis die beginplek. Baie belangrik wanneer die gebed dan begin met Vader. Dan dit druk 'n verhouding uit. So gebed gaan in die eerste plek oor my verhouding met God. Nie oor al die ander goed wat ons dit gemaak het nie. In die heel eerste plek gaan gebed oor my en jou verhouding tot God. Dan sê hy, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. So hoor dat gebed dan in die eerste plek oor God gaan en nie heel eerste oor my behoeftes nie. Laat u naam geheilig word. As ek in die Grieks kyk, dan is die geheilig word wat ons nou vertaal, het eintlik ook 'n betekenis van, maar laat u heiligheid erken of raak gesien word. Want ons weet, God is klaar heilig. Onthou, as ons sê, laat die naam geheilig word, die naam, dit verteenwoordig eintlik God self. Nee? So, die gebed is dat dit oor God se naam sal gaan. En dat sy heiligheid al hoe meer erken en beleef en raak gesien sal word deur mense. Maar dit gaan oor sy naam, nie oor my naam nie. Laat u koninkryk kom. God se koninkryk, nie my koninkryk nie. Dit gaan hier oor waar God regeer. So ek bid dat God in al hoe meer mense se lewens sal regeer. Dat al hoe meer mense sy heerskappy oor hulle lewe sal raak sien. Natuurlik bid ek dan nou ook dat God in my eie lewe sal regeer. Dat ek self van my troontjie sal afklim en dat God beheer van my lewe sal oorneem en dat hy sal regeer, nie ek nie. Mag ek en jy dit bid? Amen. Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi geseënde naweek hê. Totsiens.